Hoofstuk 7. En so het die speerders met hernieude ywer, koppe omlaag en voor blink wit borde en swart koutjies, die hele saak van begin tot einde herondersoek, tot in die kleinste detail. Hierdie keer wou hulle dit so goed as moontlik, waartoe sterk speerdersinstink en slim breine hulle in staat kon stel die legkaart van Katrien se verdwyning oplos. Dit was soos 'n vlegsel. Daar moes seker gemaak word dat nie een van haar vriende tog iets met haar onverwagte verdwyning te doen kon gehad het nie. Dit is immers nie 'n goeie beginsel om onmiddellik net op een verdagte te fokus nie. En so sou hulle elkeen van Katrien se vriende na soveel jare gaan besoek. Sê dat daar belangrike nuwe inligting bekom is wat lig op haar verdwyning werp. Dit was interessant om elkeen se reaksie waar te neem. Maar die reaksies was wat verwag kon word. Hulle was almal bly, verlig dat daar 'n nuwe geleentheid was om die donkerte na die lig te bring. Katrien moes gevind word en so ook die een wat verantwoordelik was. Dit was slegs die mediese dokter, Dr. Ansie de Wet, wat haar senuweeagtigheid nie heeltemal kon wegsteek nie. Sy moes eenvoudig erken dat sy geweet het van die swangerskap, maar ook dat Katrien haar pleitend, smeekend gevra het om dit vir haarself te hou. Maar dat daar wel 2 ander in die vriendekring is wat daarvan kennis dra en dat sy hulle ten volle vertrou om haar diepste geheim vir haarself te hou. Dat dit slegs lojaliteit aan haar skaam vriendin was wat haar laat besluit het om niks aan die vorige speerders te noem nie. Maar dat sy nou besef dat dit verkeerd was en groot berou oor daardie besluit het. Die speerders het op daardie oomblik besluit om vereers op die hoofverdagte te fokus. 2 van hulle het uiteindelik by Gert en Annie se vervalle huis met ernstige en vasberade gesigte gestop. Hulle wou paniek by die bejaarde man saai en aan die voordeur geklop. Goeiemiddag, meneer Brandt. Mag ons maar inkom? Ons is hier in verband met Katrien se verdwyning. 'n ou man, verkrom met moe, leë oë, ongeskeurde gesig, het na hulle gestaar, asof in 'n trans. Sy woorde was eenvoudig. Kom in. Hy het teruggestaan en met 'n effense handbeweging aangedui dat hulle moet inkom. Annie, die polisie is hier. Hulle wil met ons praat oor Katrien. Annie het met 'n afdroogdoek in haar hande in die sitkamer ingestap. Jare se foltering duidelik in haar hele wese verteenwoordig. Dit was 'n moeilik, onverwoordbare oomblik,
en belangrik om onmiddellik met die deur in die huis te val. Meneer Brandt, 2 van haar vriende het na vore gekom en ons ingelig dat sy ten tye van haar verdwyning swanger was. Was sy dalk bewus daarvan? Annie het terstond op een van die gebleikte ou banke gaan sit, skok op haar gesig geets, woordloos. Dit was waarvan Katrien, haar geliefde, aangenome ma, haar wou spaar. Die ou man se reaksie was steurend. Nee, ek het nie geweet nie. Dit kan nie waar wees nie. Sy het dan nie eens 'n kerel gehad nie. Dis totale bog. Sy gesig was onmiddellik hadraand, selfs boos. Nou maar goed, meneer Brandt, as jy so sê. Ons het wel sterk rede om te glo dat dit waar is. Een van haar vriendinne was 'n mediese dokter. Ons het haar sopas gaan besoek en sy het dit bevestig. Wel, dan jok sy. Sy weet nie waarvan sy praat nie. Ek dink is beter dat jy my huis verlaat. Jy het nie toestemme om sulke dinge oor ons dogter te sê nie. Asof ons nie genoeg smart in ons harte dra nie. Nou reg, meneer Brandt, maar ons sal wel die skuldige vind. Wees verseker daarvan. En so was hulle korrek. Sou Katrien se pa, die hoofverdagte met die grootste paranoia, oorval en Katrien gevind word op die mees onwaarskynlikste plek. Oorwinning, oorwinning, oorwinning. Die skale van regverdigheid wat uiteindelik na 25 jaar van onopgelostheid, tallose vrae in mooi plekke val.